Geliefdes, baie welkom aan elkeen van julle wat ook op hierdie Sondag so die lig ingeskakel is na hierdie erediens. En my opregte gebed vanoggend is dat jy werklik tydens die aanhoor van hierdie diens die kosbare teenwoordigheid van God sal ervaar en beleef, en dat jy ook die influistering van die Heilige Gees baie duidelik sal hoor wat jou in alle waarheid wil lei en wil leer. God wil vanoggend met jou en my praat oor verstaan die koste. Verstaan die koste. Geliefdes, ons Here Jesus Christus, God sê dat daar iets van Moses is wat ons as mense baie mooi moet verstaan. En dit is dat daardie man het perdekrag gehad. Daardie man het boldness gehad. Hy kon voor Farao gaan staan en vir hom sê, laat my volk trek. En hy het ook op bevel van God het hy die Rooi See oopgemaak, uit gehoorsaamheid. Ek meen, hy het genuine passie gehad. Maar Moses het een probleem gehad, en dit is, Moses het nie die proses verstaan nie. En dit, geliefdes, het hom uitgeput gemaak. Dit het hom moeg gemaak. Hy was as ware uitgebrand. Hy was moedeloos, hy was gefrustreerd. Hy het kwaad geword. En daarom toe God by geleentheid vir hom sê om die rots 1 keer te slaan, wat doen hy? Hy slaan die rots 2 keer. Hoekom? Want Moses het nie die proses verstaan nie. En dit, geliefdes, is ook die probleem met die meeste van ons as mense vandag. Daar is dikwels geen probleem met ons passie nie. Maar ons probleem is dat ons nie die proses verstaan nie. En intussen bly ons steeds wag op die belofte van God. Die waarheid is, geliefdes, dat godsdiens bevind hulle self in passie. Hoor mooi. En hulle dryf ook hulle self met hierdie passie, met die oog op die belofte wat hulle van God ontvang het, en almal is vol joy en vol blydskap. Maar hoe langer dit vat vir die belofte om in plek te skuif, hoe geleidelik begin die passie in hulle om te sterf. Is dit nie waar nie? Ek is oortuig jy weet waarvan ek nou praat. En dan later in daardie godsdienstige persoon se lewe, wat gebeur dan? Hulle gaan met hulle lewe aan sonder enige passie. Hulle bestaan as ware ook hulle lewe nie regtig meer nie. Wat hulle passie betref, is dit net weg. En wanneer jy met hulle sou gesels, sal hulle byvoorbeeld vir jou sê, hier in hierdie kerk waar ek nou aanbid, net om 'n voorbeeld te noem, is waar my ma en my pa 'n lewe lank aanbid het, en daarom sit ek ook nou net hier. Ek het nie meer die passie nie, maar dis weg. Maar moenie stres nie, ek kom kerk toe, so ek is okay. Dis wat hulle vir jou sê. En dit, geliefdes, is so hartseer, want ons kan so maklik gestak raak in tradisie, in godsdiens. En dan kan ons so maklik ons visie, sowel as ons fokus op God verloor, en daardeur uitmis op die abundance wat God vir elkeen van ons in gedagte het. En nou moet jy my hart asseblief op hierdie punt baie mooi hoor. Ek sê nie dat daar enigiets verkeerd is as jy vir jare en nog steeds in dieselfde kerk sou aanbid, waar jou ouers dalk vroeër aanbid het, of waar hulle dalk steeds, huidiglik nog steeds aanbid nie. Daar is verseker geen probleem daarmee nie, maar luister mooi. Moet nooit jou passie en jou begeerte na die meer, die beter, die dieper, die hoër verhouding wat jy met God almagtig veronderstel is om te hê, moet dit nooit verloor nie. Want dan kan ons so maklik in woestyntydperk van ons lewe, ons almal ken woestyntydperke nie waar nie, dan kan ons so maklik in daardie woestyntydperk moedeloos, hopeloos, nutteloos voel. Met net een vraag in ons hart en op ons lippe. Hoekom, Here? Wat het geword vir al die beloftes waaraan ons vir soveel jare vasgehou het? Wat het van dit geword, Here? Want geliefdes, ons weet, ons het die perdekrag gehad. Ons het die passie gehad. Daarvan is ons oortuig.
Maar ons vergeet een ding, en dit is ons het nooit die proses verstaan nie. En daardeur het ons die passie wat binne in ons is, self doodgemaak. Geliefdes, Moses het verseker nie verstaan, dat toe God vir hom 'n belofte gegee het na die beloofde land, dat daar 'n proses aan verbonde is nie. Dit was Moses se grootste probleem. En dit is dit nie maar dieselfde probleem wat ons as mense ook het nie? Ons wil die belofte hê, ja, maar sonder die proses. Sonder die jare se stap in die proses, die honger, die dors, die moeite, die opoffering wat dit van ons verg. Maar ons vergeet ook dat die proses is eintlik die dryfkrag wat die passie binne in jou en my lewendig hou. Want geliefdes, en hierdie is so verskriklik belangrik, ons het reeds die prys vir redding, verlossing, saligmaking ontvang, maar ons verstaan nie die koste daaraan verbonde nie. Ons verstaan dit nie. Hoekom nie? Want ons dink dat prys en koste dieselfde is. Dis nie regtig waar nie. God sê, luister mooi, dan sal jy dit reg verstaan. 'n Prys is iets wat jy moet betaal om dit te kry. Koste is die moeite wat jy moet insit, sodat jy die prys kan betaal. Want geliefdes, wat doen ons as mense, wanneer dit kom, by die liefde en die genade van God? Wat sê ons? Die prys is betaal. So ons kan dit net vrylik geniet, nie waar nie. Maar ons besef nie dat daar 'n koste daaraan verbonde is, sodat ons daardie genade kan ontvang nie. En dan kan ons so maklik sê, ek het geloof, ek glo in God. Maar besef jy werklik wat die koste van geloof is? Wat dit kos, regtig kos om geloof in God te hê? Die koste, geliefdes, luister mooi, is om God blindelings te vertrou. Geliefdes, jy moet bereid wees om moeite in te sit, sonder om regtig te weet wat dit van jou gaan vra. Sonder om die prys te oorweeg. Jy moet bereid wees om effort in te sit, elke dag. Selfs al moet jy 'n graaf gebruik. Selfs al sou die sweet jou aftap. Selfs al sou daar sakke onder jou oë wees van al die trane wat loop. Jy moet bereid wees om te loop. Waar niemand anders dalk bereid sal wees om te loop nie. Ons as mense is mos gewoon daaraan om van vuur af weg te vlug, nie waar nie. As daar vuur kom, dan hardloop jy weg. Dit is 'n natuurlike menslike instink. Maar geloof laat jou in vuur in hardloop. Geloof, geliefdes, kos jou. Dit gaan van jou vra om jou selfsugtigheid, jou trots, dit waarop jy staan, een kant toe te skuif. Net soos die verhaal van daardie blinde man in die woord. Hy het nie omgegee of die skares gehoor het hoe hard hy skree nie. Die oomblik toe hy besef hy kan sien nie. Daardie vrou wat vir soveel jare aan bloedvloeiing gely het, sy het nie omgegee wie haar gesien het. Toe sy as ware tussen die skares deur op die grond gekruip aan die soem van Jesus se kleed te kon raak nie. Geliefdes, hierdie vrou het nie omgegee wat dit haar gekos het nie,
Omrede die prys wat sy alreeds vir soveel jare vir haar gesondheid betaal het haar niks gebaat nie. Sy het nie gesond geword nie. Sy het siek gebly. So sy die koste bo die prys oorweeg. Die prys is die feite en die realiteit van die wêreldse. Die koste is God se waarheid. Geliefdes, toe God ons as mense gemaak het dit hom gekos. Verbeelding. Ons kan maklik vra, waar begin roekelose geloof? Crazy faith. Wel, die begin van roekelose crazy faith is verbeelding. En die hartseer geliefdes is dat die oorgrote meerderheid van die mensdom hulle passie verloor het, omrede hulle gestop het om hulle te imagine. Kom ons blaai dan na Genesis 1 vers 27. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep, as man en vrou het hy hulle geskep. Nou waar anders dink jy kom beeld vandaan? As van verbeelding. Hier is 'n revelation. So geliefdes, verbeelding verbeel homself want hy verstaan die proses, die koste. En dit is ook hoekom God se genade, hy het soveel genade met die mensdom, want dit is 'n proses. En omdat daar 'n proses is, het God die passie geskep. Hy het die passie om te skep, en hy het dit ook gegee vir jou en my. Hy gee om vir ons, hy bless ons, en hy wil hê dieselfde wat ek en jy moet doen. Ons mag nie ons passie verloor nie. Ek sluit af. Luister geliefdes. Alles wat die Heilige Gees in vandag se boodskap met ons deel, is sodat ek en jy kan hoor. Dit wat ons hoor, kan gebruik om ons gedagtes te verander. Daarom moet ons bid, Here, verander my deur my denke nie te maak. God wil die manier van hoe ons dink verander. Sodat wanneer jy jouself weer in 'n moeilike situasie bevind, jy dit as ware sal uitskree, maar hierdie keer dit van dankbaarheid sal doen. Omrede jy nou weet, jy's in hierdie moeilike situasie, en jy weet dat dit jou gaan kos, dat dit verseker iets van jou gaan vra, want jy besef nou dat daar 'n proses is, sodat jy die prys kan verstaan. Dit is, ons kyk almal na die koste en ons sê, ons weet die prys was betaal. Maar besef ons regtig wat dit God almagtig, God die enige gekos het om sy enigste seun aarde toe te stuur. Besef ons werklik wat dit die engele gekos het om stil te staan en alles te aanskou wat voor die kruis en op pad na die kruis toe met Jesus gebeur het, terwyl hulle eintlik wou veg om Jesus van daardie kruis af te haal. Dit het Jesus bloed sweet gekos toe hy gesê het, laat u wil geskied. Want in daardie oomblik het dit hom gekos om sy eie wil op te gee, sodat ek en jy die prys kan ontvang, die grootste prys ooit. Daarom geliefdes, kom pleit ek op hierdie Sondag by elkeen van julle wat ingeskakel is, wat hierdie woord volgend hoor. Moenie langer rondspeel met hierdie geweldige duur prys wat betaal is nie. Dis gedoen. Begin om te fokus en besef die koste. Wees bereid om dieselfde effort in te sit wat vir jou en vir my ingesit was, sodat ek en jy ook nou met bultnis na die troon van genade kan gaan. Luister mooi, as God
niks anders vir jou doen nie. Die hemel is oortuig daarvan dat God reeds genoeg gedoen het. Die beter vraag is, en dit is waarmee ek wil afsluit, is jy van hierdie oomblik af bereid om die koste in te sit en te werk met jou geloof? Want onthou, jy is deur God uitverkies. Amen. Ontvang die seën van die Here vanmôre. Nie uit my mond uit nie, maar uit God se troonkamer uit vir jou. Die Here wil jou seën en jou beskerm. Die Here jou God wil jou gebede verhoor. Hy wil aan jou vrede gee, sy liefde. God wil jou skenk dit wat jy van hom vra, dit wat jy nodig het. Hoor vanmôre God se hart. Hy wil jou seën. Amen.